Môre almal, hartlik welkom. Lekker om julle te sien. En ek sien hier op Facebook is al 'n hele klomp mense, onder andere ons oud lidmaatjies om half die Kaap af. Julle is baie welkom. Dit is lekker om julle name hier op ons Facebook ook te sien. Net so 'n paar afkondigings. Hierdie Sondag is die tweede Sondag van Advent en na die diens vanoggend hier het ons Komgas se Kerssangdiens. Net so 'n paar die verleed Tannie Rida, Wielse Venter se ma, bly op ons gebedshuis. Beide Gideon en Jan van hulle het nou COVID. Dit is asseblief ook vir hulle en soveel ander. Dankie vir almal wat so vinnig gereageer het op die navraag rondom die Golden Heights tee. Dit is die 14de, dit is volgende week. Ete, Golden Heights ete. Ekskuus man, tee ete. So my Engelse tee, want hy eet hulle. Maar die Golden Heights ete. Dankie vir almal wat so vinnig gereageer het. Almal se name is by Christa, sy koördineer dit vir ons. Dankie ook vir jou Christa. En ons dan nog iemand is wat vrugte wil skenk vir die stokkies wat ons moet maak, praat maar net met Christa. Dan Andrei van Deventer en Eldred is op ons laaste vergadering al by Hertjies as kerkraadslede. Hierdie is nou die laaste afkondiging, so hulle twee het nou so 'n week om vir my te antwoord op die verkiesing. En dan het ons hierdie week, kan jy glo, net een verjaarsdag. Sari, die 8ste. Ek sê sommer nou al vir jou baie geluk. En ek glo jy gaan baie bederf word daai dag. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees. Dan lees ons in Lukas 1 die volgende. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy diensknegt, soos hy reeds lank gelede by die monde van sy heilige profete beloof het. Net hierdie gedagte dat Lukas ook hier heel aan die begin in die lied van Sagaria herinner hy ons aan Jesus wat uit die nageslag is van Dawid en wat Jesus wat gekom het, soos vanoggend ook sal hoor, om ons te verlos. Ons 'n bietjie op 'n ander manier as wat die mense van sy tyd dit verwag het. Daarom groet ek julle ook nou met hierdie woorde uit Filippense 1 vers 2. Mag vanmôre vir julle genade en vrede wees van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kerstyd, ons oefen weer al ons ou bekende kersliedere. Kom ons staan op en ons sing Bethlehem Ster. Far
raak net so 'n bietjie stil in ons dink so 'n bietjie na. Ons kyk in Filippense 2. Wat skryf hier Paulus hierso oor Jesus? Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Ek so 'n bietjie vanoggend, wat beteken hierdie woorde vir jou, ook hier in die Adventstyd? En na so 'n oomblik van stilte gaan daar 'n geloofsbelijdenis verskyn, en dan kan ons as ons so sittende net saam sing. Kom ons raak 'n oomblik stil en dink na oor hierdie woorde. Sodat mense u kan sien. Ek wil voor die troon kom buig, in woord en daad sal ek getuig. Ja, waarlik U is die God wat my beheer. Slaaf, geniezer van die mens se diepste seer. Die graf is leeg en Jesus lief. Die lam van God het my bevry. Ek wil voor die kruis gaan buig, woord en daad sal ek getuig. Ja, waarlik U is die een wat redding bring. Ek glo in God, die Heilige Gees, ons voorspraak voor die troon van God, die gewer van volharding en geloof. Ek wil in die gawes deel, U liefde met die wêreld deel. Laat my altyd bid en werk, daarom is ek in die kerk. O Heilige Gees, trooster kom en leef in my. O Heilige Gees, trooster kom en leef in my. Ons buig net oor in gebed. Vader,
Ja, hier in die adventstyd, moet ons aan mekaar herinner aan hoe U Uself geskenk het vir ons. Soos Filippense sê, ontledig, 'n slaaf geword, vir elkeen van ons. Dis ons vanmôre luister, soos ons in hierdie tyd, elke dag net so 'n stappie neem saam met U. Here, help ons, om U nie net te sien as 'n seentjie, een keer ver lank terug in 'n krib nie, maar as werklik die een, wat vir elkeen van ons elke dag wil lei, wil bystaan, wat werklik ons Heer is. Ja, Heer, spreek, want ons wil graag na U woord luister vanmôre. Amen. Daai vreeslike man met die woeste boshare is die Jesusfilm se uitbeelding van Johannes die Doper. Ons gaan ook so 'n stukkie lees oor Johannes die Doper vanmôre. Hy was nou nie, ek dink iemand wat een van ons maklik so ingenooi het in die huis. Hy het miskien 'n bietjie wild vir ons gelyk. Maar kom ons luister na Lukas 3 en ons lees vanaf vers 1 tot vers 6. In die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius was Pontius Pilatus prokurator van Judea. Herodes was tetrarch van Galilea en Filippus sy broer was tetrarch van Eritrea en Trachonitis. En Lysanias was tetrarch van Abilene. In die tyd toe Annas en Caiaphas in die hoëpriesters was, het daar in die woestyn 'n woord van God na Johannes, seun van Sagaria, gekom. Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg. Hierna het hy in die hele omgewing van die Jordaan rondbeweeg en 'n doop van bekering met die oog op die vergifnis van sondes verkondig, soos daar geskrywe staan in die boekrol met die woorde van die profeet Jesaja. 'n Stem van iemand wat roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Elke kloof sal opgevul en elke berg en heuwel sal platgemaak word. Maak die krom paaie reguit en die hobbelrige paaie gelyk. Dan sal die mense sien hoe God verlossing bring. Lees net tot sover hier uit die eerste stukkie wat so 'n bietjie verduidelik oor Johannes die Doper en ook wat Jesaja oor hom sê. Dus soos ek in die gebed genoem het, is baie maklik om romanties te raak oor Kerstyd. En die kerskaartjies wat ons oor al die jare gestuur het en die mooi prentjies wat ons altyd in die tyd sien, help nogal daaraan. Maar dit was 'n harde tyd, 'n harde werklikheid, waarin Jesus ingebore is. Die wêreld waarin hy gebore is, was nie vriendelik of gemaklik nie. En Lukas probeer ons aan hierdie tyd herinner met al hierdie groot woorde. Dis die 15de regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius Pilatus was prokurator van Judea. So hy was so half die oorhoofse ou van daai hele Midde-Oostelike area. Herodes was tetrarch van Galilea, so dis so 'n deeltjie wat onder Pontius Pilatus geval het. Filippus sy broer, tetrarch van Eritrea en Trachonitis, en Lysanias was tetrarch van Abilene. En dis al sulke klein deeltjies wat als deel gevorm het van die groot deel waaroor Pontius Pilatus die prokurator was. En dan natuurlik ook was Annas en Caiaphas die hoëpriesters. Wat jy nie hier sien nie, wat nie hier geskryf staan nie, maar Lukas se leser sou het geweet het, is dat elke een van hierdie ouens se name wat hier genoem word, insluitende die twee hoëpriesters, is deur die Romeine aangestel. So dit was 'n hele politieke ding daai. Die tempel wat daar bou is deur Herodes, die sogenaamde tweede tempel, op sy een hoek was daar 'n kasteel met barakke of 'n plek waar 'n garnisoen van die Romeinse soldate gebly het. So die tempel was nie net 'n godsdienstige
gunstige plek nie. Die tempel was baie duidelik deel van die Romeinse manier van hulle mag uitoefen. Die sogenaamde Pax Romana wat gegeld het oor die Romeinse ryk, die Romeinse vryheid. Nou, die versoeking bly om by die kindjie in die krib te bly. Die versoeking bly om by Jesus die kindjie klein te bly. Maar hierdie selfde Jesus is Heer. Hierdie selfde Jesus is Kurios in die Grieks. Een van die woorde, een van die name wat die keiser ook vir homself toegeëien het. So net deur te sê Jesus is Heer, as jy al klaar in konflik oor die toestand daarin Jesus se geboortewêreld. Want vir hulle was daar net een Kurios, net een Heer, en dis die Romeinse keiser. Hy is Heer. Hy is vandag Heer oor ons lewens, hy is Heer oor ons politiek, hy is Heer oor die natuur. Jesus nie maar net die kindjie in die krib gebly nie. En dis waar Johannes die Doper ons kom herinner. Nou, hy was 'n vreemde mens. Hy was gebore in die, noem het nou maar die adelstad, uit die priesterlike klas. Maar jy kry hom nie die tempel, jy kry hom onder langs die Jordaan, langs die rivier. Hy doen sy eie ding. Gebore in weelde, maar hy dra klere van kameelhaar. En dit was nou half klere wat op neergesien is. Maar die goed het gekrap en gestink. Dit is, kameelhaar was nou nie die beste ding om vir jou van klere te maak nie. So, Johannes die Doper kom as 'n totaal teenoorgestelde van die klomp welgesteldes, die priesters selfs, daar in Jerusalem, wat almal maar hulle werk en hulle weelde en hulle geld, hulle is afhanklik daarvoor van die Romeine, van die oorheersers. En dan kom Johannes die Doper ook met 'n halwe moeilike boodskap. En dan lees mense in die Bybel dat die mense in hulle honderde en duisende na hom toe gegaan het. En wonder nie nou hoekom. Want sy preek, die stukkie wat hier in Lukas vir ons, in Matteus vir ons, in Lukas vir ons staan, is ander geslag. Wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende oordeel kan ontkom? So hy's 'n vreemde mens. Maar volgens Jesaja, volgens wat Lukas, die voorspelling van Jesaja wat Lukas toepas op Johannes die Doper, was hy die een wat die pad moes kom voorberei vir die Messias, vir Jesus wat kom. En oor hierdie man sê Jesus self in Matteus 11, ek sê vir julle, onder diegene wat uit vroue gebore is daar niemand groter as Johannes die Doper. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemele groter as hy. Teenoor die Romeinse ryk, Romeinse koninkryk as jy het so wil noem, hierdie alleroorheersende ryk wat alles beheer, insluitend in die Joodse godsdienst. Teenoor dit staan daar iemand baie vreemd, wat die pad kom voorberei vir 'n nuwe, vir 'n ander koninkryk. Die koninkryk van die hemele. Dit is nie 'n koninkryk vir een dag nie. Dit is nie 'n koninkryk selfs vir lang gelede nie, soos al die fairy tales, verhale wat ons vir die kinders vertel, begin nie. Nee. Jesus sê baie duidelik, die koninkryk van die hemele is op hande. Dit sê hy in Matteus 3. En dan sê hy in Lukas 17, die koninkryk is nou in ons midde. Dis nie iets wat gaan gebeur eendag nie. So jy hier, die een kant, in hierdie wêreld waarin Jesus gebore is, in hierdie wêreld waarin Jesus leef, het jy 'n ryk wat sê,
ons beheer alles. Ons beheer wat se geld jy kan gebruik. Ons beheer die manier wat jy jou godsdienst beoefen, wat ons stel selfs jou priesters aan. Ons beheer waar jy mag gaan en wanneer jy mag gaan. Ons beheer self hoe die reg moet jou werk. Dis die wêreld waarin Jesus gebore is. En dan kom sê Johannes die Doper, daar's 'n ander koninkryk. 'n Koninkryk waarvoor hy die pad kom voorberei. 'n Koninkryk in die hemel, 'n koninkryk in die hemel, nie vir eendag nie, maar wat nou 'n invloed het op hoe ek regverdig lewe, hoe ek reg laat geskied. 'n Koninkryk in die hemel wat nou 'n invloed het op hoe ek my godsdienst beoefen. So lynreg teenoor dit wat die Romeine kom sê. Maar is 'n prys om aan hierdie koninkryk van die hemel te behoort. Johannes het letterlik sy kop verloor. Julle ken die verhaal hoe Herodes vies geraak het vir hom. En Herodes was nog ook nie 'n engeltjie nie. Herodes was met sy ek dink hy het sy broer laat vermoor, en toe het hy sommer sy vrou gevat. Maar in elk geval, hy was met sy broer se vrou getroud. En Johannes het hom daaroor uitgespreek. Daarvoor het hy die tronk beland en daarvoor het hy later letterlik sy kop verloor. Jesus, die romantiese klein mooi prentjie van die seentjie in die krib, hy is gekruisig. So hierdie koninkryk van die hemel vra iets. Dit vra iets om op te staan en te sê, soos ons net toe gesing het, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus, wat gekruisig is en wat opgestaan het. Ek glo in die Heilige Gees, wat my nou elke dag, elke oomblik lei. Dit vra iets. Dit vra onder andere dat ons onsself afvra, hoe leef ek nou aan die einde van 2021? Sodat die koninkryk van die hemel in ons midde is. Hoe leef ek sodat ek iets kan wys van die koninkryk van die hemel en die Jesus, die Heer, aan wie ek glo? Hoe? Soos Paulus dit stel, liewer om dit verder staan hier in Lukas, dra ons vrugte, wat by bekering pas. Dis Johannes die Doper se woorde, nie Paulus nie. Paulus het so baie gesê, ek wil als aan hom toe en. Vra vir my en vir jou, waar is ons loyaliteit? Vra vir my en vir jou, wat is my koninkryk vandag? Die tyd van Jesus, as jy wou, weelde hê, geld hê, mag hê, dan moet jy maar buig voor die Romeinse mag, want hulle het dit beheer. Soms vandag raak ons koninkryk goed so sukses, wat ons najag. Soms raak dit ook nog steeds geld en mag, sien genoeg daarvan rondom ons, ook in korrupsie en al die tipe van goeders. Soms is my koninkryk my eie ego. My eie ego, sodat ek wil net altyd daar wees. Ek wil net altyd bo wees. Geen wonder iemand het eendag geskryf oor ego en gesê, dit staan eintlik in Engels vir edging God out. Dat ons God uithaal uit die senter van ons lewe en ons sit onsself daar sal hê, ons self in die middel van ons lewe sit. Dit is nie maklik om van daai troontjie af te klim. Dit is nie maklik om beheer oor te gee. Want as God vra, gee beheer oor. Vertrou hom. Dan beloof hy nie dat alles net sal goed gaan nie. Ongelukkig nie. Ek wens, ek kon nie die voorspoedsteologiese ding aanhang, dit is nie wat in die Bybel staan nie. Wat in die Bybel staan is, dat God met ons is, dat hy Heer is van ons lewe, en dat hy met ons is in en deur alles wat ons deurmaak. Kyk nou hier so van julle, en ek weet nou van die mense by die huis wat baie siek was die afgelope klompie jaar, wat gesond geraak het, ja,
deur die genade van die Here. Maar waar die gesond raakproses pynlik was, moeilik was. Dit was nie net 'n towerstafie nie, dit was nie net 'n feeverhaal nie. Ons leef met Jesus as Heer, en Jesus as Heer wat met ons is, deur die dal van doodskade weet. As Jesus as Heer wat met ons is, al gaan dit hoe moeilik, maar ook, al gaan dit hoe goed met ons. Hy is Heer. Niemand het een seentjie lang terug nie. Hy is vandag Heer van my en jou lewe. En dan kom die belofte in die woord na ons toe. Dat as ons die Gees toelaat, om ons te lei, om elke dag iets te wys van hoe lyk God se koninkryk. In ons optrede teenoor mekaar, daai gesindheid van Christus wat in ons is, wat ons in Filippense net van gelees het. As ons die Gees toelaat om dit in ons lewe te wys, dan sê God oor ons die woorde wat hy oor Jesus gesê het. Jy is my geliefde kind, oor jou verheug ek my. Dit is ons roep, om God te verheug, deur so te leef, dat Jesus nie net Heer is van ons lewe in ons lippe nie, maar in die manier wat ons optree, elke oomblik. Amen. Kom ons buig weer die hoofde in gebed. Here, dit is maklik om, maar net romanties te wees, oor mooi Kersliedere, dit is lekker om dit te sing, Heer. Ons almal onthou dit uit ons kinderdae. Ons is dankbaar dat ons dit kan onthou uit ons kinderdae. Ons is dankbaar dat ons van kleins af vir U kon ken. Heer, dat in midde van dit is U ook Heer in 'n land en in 'n wêreld waar korrupsie en geweld en oorlog en siekte hoogtyd vier. Ja, Heer, selfs in hierdie wêreld is U Heer. Dit is vir ons so lekker gewees het, Heer, is U net vir so miskielik alles wat verkeerd is, kon wegneem. Dat ons werklik die hemel op aarde sou kon hê. Maar Heer, U roep vir ons, om te midde van ander koninkryke, koninkryke van mag en sukses en geld en ons eie ek, om te midde van daardie koninkryke te bely en te leef dat U Here is. Here is ook van ons lewens. Soos Jesus gebore is in 'n wêreld wat dwars en verkeerd was. En soos ons so baie in ons wêreld sien wat verkeerd is, Heer. Help ons om iets te wys van die koninkryk van die hemel, te midde van 'n verdraaide addergeslag, om Johannes die Doper se woorde te gebruik. Te midde van 'n wêreld wat werklik baie keer vir ons vreemd en agterste voor lyk. Maar dankie dat U vir ons daartoe in staat stel. Dat U wil dat ons kan leef elke oomblik. Ander iets te wys van die koninkryk van die hemel. Stel ons daartoe in staat, Heer. Maak ons daartoe gewillig. In Jesus se naam alleen. Amen. So wonderlik is die kollekte by die deur. So kom ons staan op en ons sing ons slot saam. Lekker hartlik saam. Welkom, o stil en
die seën van die Here. Ek bid dat julle liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag waarop Christus kom, onberisplik en sonder blaam wees. Deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Amen. Dankie vir almal wat hier was. Dankie vir mense wat op Facebook saam met ons was. En ek het gesien daar's baie lekker eetgoed en koffie en so aan. So nie net weghardloop nie, geniet saam met ons. Lekker dag vir julle almal.